Dit wil voorkom asof ons vandag in 'n tyd lewe waar daar twee uiterstes van manlikheid aan die wêreld voorgehou word. Aan die een kant is dit hierdie verskriklike woke, amper vroulike manlikheid wat gestroop is van alle manlikheid soos wat ons dit geken het. En dan is dit amper asof daar 'n teenpool is wat besig is om na vore te kom, iemand soos Andrew Tate wat voel of dit weer aan die ander kant van die pad afgaan waar 'n manlikheid voorgehou word wat eintlik die vrou misken, die vrou wil oorheers en eintlik ook 'n mens misbruik en waar mens voel, maar dit is ook nie heeltemal in lyn met hoe ons voel 'n man of manlikheid is en hoe 'n man moet wees nie. Maar wat leer die Bybel ons? Wat is Bybelse manlikheid? Ja, dis 'n baie belangrike vraag in die tyd waarin ons leef, want dit is inderdaad wat besig is om te gebeur. Ek dink was vir 'n paar dekades 'n feminisering van die man en mens hoor dit in goed soos die aantuiging van toksiese manlikheid en daai tipe van goed waaraan ons nou al gewoond geraak het. Maar nou begin mense agter mense soos Andrew Tate aanstroom wat sê 'n ware man is 'n man wat 'n klomp verskillende vrouens het en wat nie. Dit 'n ware man is nie bedoel om net by een vrou te wees nie. En hy maak eintlik voorwerpe van vroue spandabelrig en baie selfgesentreerd ook. En dis ook nie Bybelse manlikheid nie. So ek dink dis 'n belangrike balans om te vind vir gelowiges, wat is Bybelse manlikheid? En wat dit aanbetref, leun ek sterk op 'n definisie van John Piper. So met erkenning aan hom en so 'n bietjie vertaal en verwerk, manlikheid, Bybelse manlikheid, aan die hart van Bybelse manlikheid, is die gesindheid van verantwoordelikheid om teenoor die vroulike geslag in al jou verskillende verhoudinge met hulle te lei en te beskerm en te voorsien. So dis nogal 'n mondvol, maar om dit so bietjie uit te pak, aan die hart van Bybelse man, so aan die hart van manlikheid, met ander woorde, dis nie 'n volle omskrywing van alles wat manlikheid is nie, en ek dink wat baie keer gebeur is, mense sien eienskappe van manlikheid, en dis wat Andrew Tate raak sien, om sterk te wees, is 'n manlike eienskap, dit is inderdaad, en om geld te maak is 'n manlike eienskap, dis ook 'n goeie, belangrike Bybelse beginsel vir 'n man om die broodwinner te wees, soos jy sê, om te beskerm en om te voorsien en om te lei, dit is alles, maar die vraag is, wat is die doel, wat is die gerigtheid daarvan? Daai goed moet gerig word op iets, en dis waar dit skeefloop met Andrew Tate is, hy rig dit op homself, waar Bybelse manlikheid is gerig op die vrou, God het hulle geskape, man en vrou het hulle geskape, die man moet gerig wees op die vrou, so die krag van 'n man is ten doel om 'n vrou te beskerm, nie net jou eie vrou nie, alle vroue, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor alle vroue, en om te lei, en om te voorsien, en dan behels dit 'n gesindheid van verantwoordelikheid, dit vind ons ook natuurlik reg in die begin van die Bybel, in Genesis 2 en 3 alreeds, waarin Genesis 2 God die opdrag gee aan die man, om nie van die boom in die middel van die tuin te eet nie, en wanneer die mens gesondig het, vrou en die man, dan is dit die man wat geroep word, hy word eerste primêr verantwoordelik gehou, en dan sien ons ook in Efesiërs 5 byvoorbeeld, die pragtige vergelyking tussen Christus en sy kerk, en die man en die vrou, in die huwelik, hoe hierdie selfde dinge na vore kom, dat die man is die hoof van die huis, en dit behels 'n bepaalde verantwoordelikheid. Verantwoordelikheid om te lei, verantwoordelikheid om te voorsien, verantwoordelikheid om te beskerm, maar dan moet ons die vergelyking raak sien. Die man moet die hoof van die huis wees, soos Christus die hoof van die kerk is, wat homself daarvoor neergelê het, wat bereid was om sy lewe op te offer, om sy kerk te red van die dood en van die sonde, maar om sy kerk te lei, om sy kerk te voorsien, om sy kerk te beskerm. En dan praat Efesiërs 5 van om haar te voed en haar te koester. Dis die doel. So Bybelse manlikheid is nie 'n manlikheid wat gestroop is van krag nie, of van leierskap, of van enige van daardie eienskappe nie, maar dis 'n gerigtheid van daardie eienskap tot die vrou, tot jou vrou in besonder, maar tot die vroulike geslag in die algemeen. Ek dink een van die woorde wat ons baie hoor deesdae is die idee van dienende leierskap. Ja. En dis eintlik presies wat dit is. Ja. 'n sterk krag om te lei, maar die leiding die leierskap daarvan, of die leierskwaliteite daarvan, is ook om dienend te wees. Ja. Byvoorbeeld Christus het hierdie baie sterk krag gehad, hy was nie 'n swakkeling nie, maar hy het hom neergelê
om die bruid te dien. En vir sy apostels gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie. Ja. Ek het gekom om te dien. En dis die verwronge beeld wat ons kry by iemand soos Andrew Tate. Vir hom gaan dit oor wie hom dien en wat hom dien. Die geld dien hom en die krag dien hom en die beskerming, weet alles wat hy, al hierdie eienskappe moet hom dien. Bybelse beginsel van manlikheid, begrip van manlikheid sê nee, ek is hier om te dien. My skepper in die eerste plek, maar my skepper ook te dien in die verbondsraamwerk waarna hy my geplaas het, teenoor my vrou, teenoor my kinders, teenoor die samelewing in Hebreë. 'n dienende leierskap inderdaad. Ja. As 'n mens die volgende net daarby wil ek amper voeg is wanneer die balans tussen vroulikheid, manlikheid, man, vrou ook tot sy reg kom, dan is dit ook dienend tot God. Ja. Ek meen selfs daar waar ons nou gepraat het van in die tuin van Eden en die sondeval, was dit weer waar man en vrou gedien wou word, het oor hulle self gegaan. Die kennis wat hulle gaan verkry deur die vrugte eet, en dit het nie gegaan oor die dien van die Here nie. Aan die hart van enige verwronge idee van manlikheid of vroulikheid is gewoonlik selfgesentreerdheid, selfsugtigheid. Die oomblik wat die mens homself begin dien, dan verwring jy die konsep van manlikheid of by 'n vrou die vroulikheid. En uiteindelik die verhouding tussen man en vrou sien ons reg aan die begin in Genesis 1 het 'n bepaalde doel tot eer en tot diens van die Skepper, want hy skep hulle man en vrou om mekaar aan te vul om sy beeld volledig te maak. 'n Man het, as ons na die beeld van God geskape is, dan is daar sekere van die eienskappe wat ons ontvang as mans wat baie duideliker na vore kom by mans en sekere ander eienskappe wat die mens na die beeld van God ontvang in die vrou, baie duideliker by die vrou is. Maar wanneer die vrou en die man by mekaar kom en in die huwelik tree, een vlees word, soos Genesis 2:24 sê, dan word die beeld van God volledig. So wanneer hulle op mekaar gefokus is, dan is hulle ook gefokus tot God. En leef hulle ook tot sy eer. En dan kan hulle uitleef die opdrag wat hy hulle gee om te vermeerder en die aarde te vul, vrugbaar te wees, te vermeerder en die aarde te vul. En dan begin verbondsgemeenskappe ontstaan wat God dien en God eer.